Die Beierskloof Kriekbult Pinotage is 'n uitstekend gebalanseerde wyn met 'n lang sappige nasmaak wat net beter sal word met tyd. Dis die perfekte pasmaat vir 'n gereg met heuning geglasuurde varkchops. Nou, Pinotage is 100 jaar gelede in Suid-Afrika geskep, 'n wyn wat nêrens anders so sy tuiste het nie. Nou, Bobotie is eweneens 'n unieke Kaapse gereg wat deel is van ons kulturele erfenis. Nou, Pinotage is 'n kruising van Pinot Noir en Cinsault wat 'n unieke kultivar geskep het. Net so is Bobotie 'n historiese gereg van verskeie kulturele invloede, Kaapse Maleier, Nederlandse en Oosterse speserye. Nou wat saam 'n ware Suid-Afrikaanse smaakprofiel gee. Nou ek is seker in jou familie is daar ook 'n spesiale Bobotie resep, maar ek deel graag vandag myne met jou. Die lekkerte is natuurlik weer in kombinasie van geure en bestanddele. Nou ek het reeds die eie gebraai en al my speserye hier in die pan gegooi. Nou die hitte en klammigheid laat die geure ontwikkel wat ons dan nou net by of die vleis by die speserye sit. Nou die speserye is currypoeier, mengsel van gedroogde kruie, borrie en knoffel, sout, peper en dan heel laaste het ek nou hierso die tamatiepasta ingesit. Nou kom ons kyk gou na dit. So wat ek jou wil bysê, as jy sien dit brand bietjie vas en jy wil dit dalk nog bietjie hitte gee om die geurigheid te ontwikkel, kan jy net so klein bietjie water bysit. So al wat ek nou doen is ek sit my maalvleis hier in en hy is nou 'n redelike blok. So al wat jy moet doen is jy gaan dit nou lekker opbreek. En dan ek het sommer klaar in die speserye sout en peper ook gesit, maar jy kan nou dit so nou proe en kyk of het jy nog 'n bietjie sout en peper nodig. Dit staan nie in my resep nie, maar ek hou daarvan om altyd so 'n bietjie klein woestersous by te gooi as dit kom by maalvleis. Dis maar net vir daai ekstra diepte in die geur in die vleis. So dit is wat die vleis aan betref. Dit gaan nou lekker gaar word en dan ek wil gou van die brood sê. So die brood het ek net so 'n paar snytjies bietjie melk ingesit want dit bind dan later ons vleis. Sodra jy sodra jy vleis gaar is, kom die melk dan daai melk deurweekte brood binne in daai vleis. Dit bind net die vleis in die bak en dan voeg jy ook jou appelkoeskonfyt. Hier het ek dit voor my, bietjie bladjaan, suurlemoenskil en dan 'n klein bietjie suurlemoensap by. Jo, daai was nou 'n mond vol. Nou as ek terug is, wys ek julle die eiermelk wat ek dan nou bo op die gaar vleis gaan sit en die gegeurde rys wat ons saam met die Bobotie bedien. Nou ek het die vleis nou so lank al klaar in die oonpak geskep. Nou ek gee altyd my Bobotie so 5 minute rustyd sodat die ergste hitte net kan verdwyn en dat die eiermelk nie dadelik regdeur tot onder op die vleis trek nie. Nou die geel kleur van die borrie sal dan ook net genoeg kleur gee saam met die eier om daai eiermelklaagie 'n mooi geel skynsel te gee. Nou laaste sit jy net so 'n paar laurierblare ook in vir ekstra geur. Ek net my pan skuif, ek ruik my botter onder my neus. Nou ek doen dit gou-gou vir jou dat jy gou-gou kan sien. So hierso het ek net daai bietjie melk wat oorgebly het van die brood wat daarin was. Jy kan dit sommer gebruik en net so bietjie ekstra bygooi. En dan gooi jy nou net so, ek dink ek het bietjie baie gemaak. So ek gaan net soveel opsit en dan hier is jou laurierblare wat jy dan nou net so indruk. En dan gaan hy nou natuurlik bietjie oond toe. Ek het weer gekroek en daar staan myne wat reeds nou net uit die oond uitgekom het. Dan nou vir die rys wou ek iets anders doen. So ek het besluit om die bladjaan en die perskegere in die rys dan nou na vore te bring. So kom ons kyk gou na hierdie bestanddele. So ek het gaar basmati rys, hierso ek het granaatpitte en dan hierdie is daai vrugtestokkies wat ek opgesnipper het en dan swart sesame saaitjies met bietjie olyfolie, sout en peper. Vir ekstra geur het ek net botter en olyfolie hierso in my pan en dan gaan ek nou my rys saam met my ander bestanddele daarin braai net vir 'n paar minute. Ek het hierso, ek vang hierdie hitte hierso. Ek het bietjie daai botter en olyfolie in en dan al wat ek nou gaan doen is ek gaan so van hierdie gaar rys hier insit. Ek dink nie ek het alles nodig nie. En dan kan jy dit nou net so lekker geur gee. Jy kan dalk so 'n bietjie sout en peper bysit. Nou, gaan kyk op my resep, ek sê vir jou presies wat se vrugtestokkies jy moet gebruik. Jy moet hulle nou net weer so mooi losmaak. Hulle is maar so 'n bietjie plakkerig.
Maar dit gooi jy dan nou hier in, net vir julle die kleure wys. En dan hier so laaste, ek gaan nou soms so maak dat ek hier die sap daaronder kry nie. En dan natuurlik bietjie van my sesame sode. Dit maak dit net baie interessant. Ek gaan dit afskuif, anders te brand dit. Nou as dit terug is, dien ons op en wys ek julle hoe interessant laat ons die doodgewone bobotie op 'n bord lyk met 'n paar ekstra ander elemente soos pakkooi, blare en vir die groenigheid, stukkies appel, drooggebraaide perskes, perskebladjam en so 'n bietjie gewone dubbeljogurt. Nou, pinotage en bobotie, gevorm deur geure van verskeie volke, is albei 100% Suid-Afrikaans en dra die warmte van ons erfenis ryk aan karakter, geskep uit verskeidenheid en saamgeweef tot 'n smaak wat net hier tuis is. Nou, ek het genoeg gesê, nou moet jy sit en dophou hoe ek die kosprentjie bymekaar bring. Daai een het nou nog nie uitgewerk soos ek gedink het, hy gaan in my kop nie, maar 'n bord moet nie perfek wees nie, hy moet net lekker wees. So ek het sommer gewone dubbeljogurt gebruik en net so 'n paar druppels op die bord gesit en hierdie is gewone chutney of bladjam wat ek dan ook net so bietjie herhaling het hier bo-op. En dan is hier so my rys wat nou klaar is en ek gaan sommer net so skeppie maak en in die middel. En omskep en sommer net so. En dan hier het ek my bobotie en ek het dit in klein bokkies gesny. Jy kan dit natuurlik enige ander manier opdien. Daar die een stukkie en daar die ander stukkie. Dan sien jy nog so 'n bietjie van die rys. En dan heel laaste herhaal ek dan nou die perske. Hier het ek sommer gewone droë perskes gevat en ek het dit net so 'n bietjie in die pan gebraai. So sien daai een het bietjie donker gebraai. Hierso is daai pokkooi blaartjies en hom sit jy net so mooi. Kyk, jy het jou eie restaurant ete hier. So 2-3 stukkies klein appel tussenin en hierdie is gewone amandelneute wat ek ook net in die pan gerooster het. Dit is sommer net vir teksture, kleure en geure. Nou vir my lyk die bord tog nie so bad nie. Probeer gerus hierdie resep, dis beskikbaar op die webblad, so ook die 25 jaar glans tydskrif. Gaan kyk en laai dit gratis af.